welkom. Vandag gaan ons op 'n reis. 'n Reis na 'n plek wat jy elke liewe oomblik van jou lewe bewoon, maar dalk nog nooit regtig gesien het nie. Ons praat natuurlik van ons planeet, die Aarde. En ons gaan alles verken, van die gloeiende kern diep onder ons voete tot ons klein blou huisie se plek hier tussen die sterre. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg met daardie een groot vraag wat elke kind en, kom ons wees eerlik, seker elke volwassene al een of ander tyd gevra het. As hierdie planeet 'n reuse bal is wat deur die ruimte tuimel, hoekom val ons nie af nie? Dit voel mos verkeerd, né? Want alles wat ons ken, val af. So, wat is die storie hier? En om alles net nog 'n bietjie meer deurmekaar te maak, kyk by jou venster uit. Dit lyk mos doodgewoon plat, nie waar nie? So in die volgende paar minute gaan ons hierdie raaisel saam ontrafel. Ons begin hier op die grond en ons gaan stadig maar seker uitzoom totdat ons die hele prentjie kan sien. Is jy reg? Kom ons gaan. Reg, ons eerste stop. Hier gaan ons daai idee van 'n plat aarde takel en ons gaan die geheimsinnige, onsigbare krag ontmasker wat ons almal hier aan die planeet vasgom. Die antwoord op daai groot vraag is een eenvoudige maar ongelooflik kragtige woord: swaartekrag. Dis nie 'n anker nie, dink eerder daaraan as 'n konstante, onsigbare rivier wat alles, jy, ek, die geboue, die oseane, selfs die lug altyd afwaarts trek na die middel van die planeet toe. So dit maak nie saak waar op die bal jy staan nie, af is altyd in die rigting van die aarde se kern. En ja, die Aarde is absolute sfeer, 'n reusebal van rots wat in die ruimte hang. Ons leef op 'n papierdun koelkorsie, maar diep onder ons voete is dit 'n heeltemal ander wêreld. Dis 'n bal van gesmelte metaal, warmer as die oppervlakte van die son. En dis juis al daardie massa, al daardie digtheid wat die oorweldigende swaartekrag skep wat alles na hom toe trek. Goed, ons verstaan nou wat ons hier hou. So kom ons begin daai uitzoomproses. As ons nou van die oppervlak af opstyg en terugkyk, wat is die eerste ding wat ons sien? Wel, dis hier waar die aarde sy beroemde bynaam kry. Vanuit die ruimte is daar geen twyfel nie. Ons bly op 'n blou planeet. En soos jy hier kan sien, is die rede eenvoudig. Byna 3/4 van ons wêreld is onder water. Die vaste lande waarop ons leef, wel, dit is eintlik maar net die hoogste pieke van 'n wêreld wat grootendeels 'n waterwêreld is. Maar hoekom is die water daar? Wel, die aarde se oppervlak is nie 'n perfekte, gladde albaster nie. Dis 'n gekreukelde, ongelyke bal met reuse berge en ongelooflik diep valleie. Swaartekrag doen dan die res. Dit trek al die water af na die heel laagste punte en dit maak die groot wasbakke van ons planeet vol. En so word ons oseane en mere gevorm. En hoe deel ons hierdie wêreld op? Dis eintlik heel eenvoudig. Daardie reuse wasbakke vol water, dis ons 5 oseane. En daai groot stukke droë land wat bo die water uitsteek, dis ons 7 vastelande. Dis basies die grondkaart van ons wêreld. Goed, so wat is dan die verskil tussen 'n vasteland en 'n eiland? Wel, dit kom alles neer op skaal. Dink aan Afrika. Dis 'n vasteland, 'n massiewe uitgestrekte landmassa. Dink nou aan Madagaskar. Dis 'n eiland, 'n kleiner stuk land wat heeltemal deur water omring is. Albei is land, maar die een is 'n reus en die ander nie so seer nie. Ons verstaan nou die rots en die water van ons planeet, maar daar is nog een kritieke element. Dis een wat ons glad nie kan sien nie, maar waarsonder ons letterlik nie 1 sekonde kan lewe nie. Dis tyd om op te kyk na die lig bo ons. Die absoluut beste manier om die atmosfeer te verstaan, is om daaraan te dink as 'n onsigbare beskermende kombers wat styf om die aarde gedraai is. Dis nie net leerruimte nie, dis 'n dinamiese, lewensbelangrike skild wat lewe, soos ons dit ken, moontlik maak. En wat presies doen hierdie wonderkombers? Wel, neem 'n diep asemteug. Daardie suurstof kom van die atmosfeer af. Voel jy die hitte van die son? Die atmosfeer vang daai hitte vas, amper soos 'n kweekhuis, en keer dat ons vries in die nag. En terselfdertyd werk dit soos 'n reuse sonskerm wat die gevaarlikste strale uit die ruimte blokkeer nog lank voordat ons kan bereik. En hierdie kombers is nie net 1 laag nie, dis 5 lae op mekaar. Kom ons reis gou vinnig opwaarts. Hieronder waar ons leef en waar al ons weer gebeur, dis die troposfeer. Gaan jy hoër bo die wolke, dan is jy in die stratosfeer. Dis waar die groot vliegtye vlieg. Nog hoër in die mesosfeer is waar meteore uitbrand en vir ons verskietende sterre gee. Dan in die termosfeer, daar wentel ons satelliete. En heel bo, die eksosfeer. Dis die laaste eelgrens van ons atmosfeer vervaag in die koue leegte van die ruimte.
Goed, ons het nou die aarde van binne na buite verken. Nou is dit tyd vir die heel laaste en die heel grootste stap terug. Kom ons kyk waar ons klein blou planeetjie inpas in die reuse kosmiese teater. So wat's die verskil tussen al daai ligpunte en die lig? Dis eintlik eenvoudig. Is dit 'n kampvuur of is dit 'n spieël? 'n Ster, soos ons son, is 'n reuse kernreaktor, 'n brandende bal gas wat sy eie intense lig en hitte uitstraal. 'n Planeet, soos ons aarde, is 'n koel rots wat geen eie lig maak nie. Dit skyn net omdat dit, soos 'n spieël, die lig van sy naaste ster weerkaats. En wat van dag en nag? Dis seker die eenvoudigste, maar ook die koelste meganisme van almal. Die aarde tol, aanhoudend, soos 'n speelgoedgrond. Die kant wat na die son toe wys, kry lig, dis dag. Die kant wat wegwys, is in sy eie skaduwee, dis nag. En elke 24 uur voltooi ons een volle draai. So eenvoudig soos dit. So wanneer jy vanaand opkyk, onthou, jy sien 3 verskillende dinge. Die son bedags, dis ons eie persoonlike ster. Die maan snags, dis ons naaste kosmiese buurman, 'n groot spieël vir daai sonlig. En elke ander klein ligpuntjie in die naghemel, elkeen is 'n son, nes ons sin, maar net ondinkbaar ver weg. Ons het van die aarde se brandende kern tot by die verste sterre gereis. Nou, vir ons laaste afdeling, kom ons terug huis toe. Kom ons vra die belangrikste vraag van almal. Hoekom is hierdie plek so ongelooflik spesiaal? Te midde van daai biljoene sterre en ontelbare planete, kom alles vir ons neer op een enkele kragtige nommer 1. Ons het net een aarde. Daar is nie 'n planeet B wat iewers wag nie. Hierdie is dit. So wat is die geheimresep? Wat maak hierdie rots in die ruimte so anders? Dis 'n delikate, amper wonderbaarlike kombinasie, die presiese regte soort lig om asem te haal, vloeibare water om te drink en ryk grond om ons te voed. Hierdie 3 dinge in 'n perfekte dans verander 'n dooie rots in die ruimte in ons lewende, asemhalende tuiste. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Nou dat ons die ongelooflike broosheid en die kosmiese geluk verstaan wat hierdie tuiste van ons moontlik gemaak het, is die vraag nie meer of ons dit moet beskerm nie. Die regte vraag is, wat is ons, jy en ek, bereid om te doen om seker te maak hierdie een unieke wonderwerk in die heelal bly voortbestaan?